Ek het hierdie wonderlike ding gehoor. Ek kyk so 'n video van 'n onderhoud tussen ek dink is 'n pastoor of iemand, maar hy het hierdie Christelike potgooi noem hulle dit, 'n podcast. Maar hy het 'n onderhoud met 'n ou wat 'n ateïs was op 'n stadium. Nou, ek het hierdie filosofie of teorie of wat ook al jy dit wil noem, dat iewers te raak jy te slim vir jouself. Hierdie slim mense wat sukkel om God te begryp. Nou die ou wie hy interview was een van hierdie mense gewees, want hy het 'n fotografiese geheue gehad. So hy kan na 'n bladsy kyk en hom lees en dan kan hy hom woord vir woord vir jou opsê, want dit is soos 'n foto in sy gedagtes. En die man sê toe eendag raak hy nuuskierig en hy besluit hy gaan al die groot geloofsboeke van al die gelowe oor die wêreld lees. So hy lees toe die Koran en nog 2 moslimboeke en hy lees 'n klomp boeddhistiese boeke en hy lees die hindoese boeke en al hierdie boeke noem hy so toe op. En hy sê die een ding wat hom bygeval het, is hulle almal se boeke sê jy moet leef soos wat Jesus geleef het. Hulle almal se boeke sê volg Jesus want hy's 'n goeie voorbeeld. Hulle almal sê jy kan maar luister na wat Jesus sê want hy praat die waarheid en hy weet waarvan hy praat en hy's 'n profeet. Sê maar die Bybel sê dat Jesus sê ek is die enigste weg en jy kan net my volg. Hy sê die ander ding wat hom getref het is al hierdie boeke sê vir hom wat hy graag wou hoor, maar die Bybel het vir hom gesê wat hy moet hoor. En ons 'n verskil. En toe hy dit nou so lees en hy begin dit met mekaar compare en hy sien wat die Bybel sê en wat hierdie ander boeke sê, toe gaan sy hart oop en die Heilige Gees maak hom vol. En dis die wonder van die woord. Dis waarin die waarheid lê. As ons wonder hoe die Heilige Gees met ons praat, ja, soms as jy dit regtig nodig het en jy het nou lank genoeg nie geluister nie, dan sal dit 'n hoorbare stem uit die hemel uit wees. Maar as jy weet as jy daar kom, dan het jy nou al lank genoeg nie geluister nie. 90% van die keer sal die Here met jou praat deur die woord. En sal hy jou daarvan in jou hart oortuig wat hy jou wil oortuig. Amen. Daai was verniet. Jy kan vir die res betaal. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Here, dankie vir die woord. Dankie dat ons as die liggaam van Christus, Here, as u kinders, as u mede-erfgename vanaand hier bymekaar kan kom en om u woord vergader, Here, en kan oopbreek, Here, en kan hoor wat dit is wat u Gees met ons wil kommunikeer, Here. En Here, mag ons vanaand hierdie een ding besef, Here, dat al vind ek niks in vanaand wat spesifiek praat met my situasie nie, Here, is dit nog steeds vir my die moeite werd om te onthou, Here, want u het ons gestuur op 'n sendingsveld daar buite, Here. En Here, u woord sê dat u berei ons voor en rus ons toe vir elke goeie werk. So Here, as ons nie vanaand hierdie kan sien as genesing vir ons eie harte of raad vir ons eie vrae nie, Here, mag ons dit sien as toerusting vir die goeie werk wat u vir ons instoor het daar buite. Here, ek wil u loof en ek wil u prys en ek wil vir u al die eer en al die aanbidding gee. Want Here, dit kom u toe. Ons bid dit in u almagtige en heilige naam alleen. Amen. En amen. Ons is amptelik in Johannes 5. So ek weet nie, iewers dit ons de mekaar geraak of ek het de mekaar geraak, maar volgens my notas is hierdie die 18de sessie, maar daai ding sê 21. So ek gaan iewers moet gaan boeke vat en kyk waar ons verkeerd geloop, maar ten minste 18 ure wat ons spandeer het op net 5 hoofstukke. Dis omtrent 'n uur 'n sessie wat ons hieroor praat en dis die wonder as 'n ou begin krap in die woord. En nie net lees en vat wat daar staan en maar net as ek nie verstaan nie aanbeweeg. Dis wat gebeur as 'n ou sê ek verstaan nie, maar ek gaan tyd hier spandeer totdat ek verstaan. So kom ons vang gou die mense op wat nou dalk lanklaas hier was of vanaand vir die eerste keer hier is. Waar ons was as ons sien Jesus beweeg van Samaria af na Kana toe
waar hy die water in die wyn verander het die eerste keer. Ons weet dit was in Samaria waar hy die vrou by die put ontmoet het en hy het haar tot bekering gebring en sy het die eerste evangelis geword en daar was 'n groot herlewing geweest en van daar af besluit hy toe om terug te gaan Kana toe. Dieselfde dorpie waar hy die bruilofsfees bygewoon het, waar hy die water in die wyn verander het en ons sien dat in sy reis op pad soontoe het die nuus van Jesus se wonderwerke, van dit wat hy nou al verrig het, begin versprei. En mense het begin agterkom dat ek het iets nodig van hierdie man en op pad soontoe ontmoet hy 'n man van Kapernaum af wie se seun op sterwe lê. En in hierdie gesprek identifiseer Jesus bietjie selfsug in hierdie man se hart. Hy sê vir hom, as dit nie vir die tekens was nie, sou jy nie geglo het nie. As dit nie was vir wat ek kon doen nie, sou jy nie na my geluister het nie. En hy soek vir Jesus hierdie man vir wat hy kan doen en nie vir wie hy is nie. Maar Jesus genees sy seun en ons sien dat die man se geloof groei tot op so 'n mate dat hy en sy hele huishouding tot redding kom. En ons het vir mekaar gesê, onthou, die evangelies was baie jare nadat Jesus geleef het, eers geskryf. So, nie alles is vir ons opgeteken nie. Uit hierdie hele reis tussen Samaria en Kana, was daar net een geval wat Jesus, of wat Johannes dan nou vir ons opteken. Want ons sien die volgende gedeelte, hoofstuk 5 vers 1 sê, dat Jesus is op pad Jerusalem toe. Johannes 5 vers 1 sê, hierna was daar 'n Joodse fees, en Jesus het na Jerusalem opgegaan. Nou die fees waarvan hulle hier praat, was heel moontlik Pinksterfees. En as jy nou al iewerste 1 en 1 bymekaar gesit het en 2 gekry het, of 1 en 1 bymekaar gesit het en 3 gekry het, sou jy agtergekom het, hierdie som maak nou nie meer lekker sin nie. Hoekom? Wat is Pinksterfees dan as die Heilige Gees nog nie daar was nie? Hoekom sê die woord hier dat Jesus was op pad Pinksterfees toe? Nou, die van julle wat julle skrifte ken, sou weet dat Pinksterfees het eintlik lank voordat die Heilige Gees gekom het bestaan. Want Pinksterfees soos wat ons dit ken, is nie Pinksterfees soos wat die Jode dit ken nie. Nee, Pinksterfees was iets wat die Jode gevier het lank voor die Heilige Gees. So wat was dit dan? Nou weer eens het ek gedink ek is verskriklik oulik en ek het die Hebreëse woord hier probeer uitsit. En as julle hom wil uitspreek, nou kan julle self kom kyk. Maar dit klink iets soos Shavuot is die Hebreëse woord vir hierdie Pinksterfees. En dit was een van die grootste feeste wat die Jode gevier het op hulle kalender. Na Pasga, na al hierdie ander groot feeste was Pinksterfees een van die grootste. Dit is waar hulle die Torah gevier het. Die Torah is die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Nou, Pinkster, Pentekos beteken 5. So die eerste 5 boeke van die Ou Testament was eintlik wat hulle gevier het met Pinksterfees, voordat dit is soos wat ons ken as die uitstorting van die Heilige Gees. En hierin sien ons dat God 'n ietsie van sy groot plan met ons deel. Sien julle die koneksie wat gemaak word tussen wat die Jode op Pinksterdag gevier het en wat werklik gebeur het na Jesus opgevaar het hemel toe. Op die dag wat die Jode die ou bedeling sou vier, die wet sou vier, stuur God die Heilige Gees. En die Jode hulle was supposed to om te beweeg van nou is die wet op kliptafels geskryf, nou is die wet op my hart geskryf. Sien, God werk nog altyd met 'n plan. Nog reg van die begin af het hy geweet die Jode gaan Pinksterfees vier. Hy het geweet hulle gaan die wet vier op 'n stadium. Hy het presies geweet wanneer gaan hy die Heilige Gees stuur sodat die Jode moes besef ons moet beweeg van hierdie een punt waar ons die wet vier na die punt toe waar ons die Heilige Gees moet vier. God kies hierdie dag om vir die kerk van God hulle belofte te gee soos wat hy hom dieselfde dag aan die Israeliete
hulle belofte gegee het van die wet. So dit was net vir my interessant geweest dat die Pinksterfees en die Pinksterfees, hulle vier, die Jode vier, die Christene vier, maar hulle vier twee kante van die muntstuk. Nou vers 1 eindig met iets interessant. Dit sê en Jesus het na Jerusalem opgegaan. Daar is 'n fotootjie, net in die volgende slide. Ek wil dit vir julle wys. Maak nie saak van waar jy in die omgewing beweeg het nie. Maak nie saak van waar of jy begin loop het nie. Jy sou altyd opgeloop het Jerusalem toe. As jy van die see se kant af gekom het, die Mediterraanse see, sou jy opgeloop het Jerusalem toe. As jy van die Dooie See af gekom het, sou jy opgeloop het. As jy van die Jordaan af gekom het, sou jy opgeloop het. As jy van Galilea af gekom het, sou jy opgeloop het. Jesus sê, julle is 'n stad op 'n berg. Dit was 'n werklikheid gewees. So waar ook al jy gaan lees in die Bybel van iemand wat Jerusalem toe gaan, sal hulle altyd sê, het opgegaan Jerusalem toe. Nou wat is die mooi wat ek en jy daarin kry? As ons nou 'n bietjie verder moes gaan en net hierdie dat Jerusalem, dat jy opgaan Jerusalem toe. Wat kry ons daai? Sien, Jerusalem is 'n plek van heiligheid. Is 'n plek van heiligmaak. Is 'n heilige stad. Is om nader aan die Here te beweeg. As ek nader aan die Here wil beweeg, moet ek aanhou op en opgaan. En oom Jan het hierdie mooi ding vir my eendag vertel van die arend en die kraai. En die storie gaan so, dat die arend het eendag, en oom Jan moet maar inspring as ek hom verkeerd vertel. Die arend was eendag aangeval deur die kraai. Kraai het op sy rug gespring en hom begin byt en sy vere uitgetrek. En die arend het gespook om hierdie kraai wat nou hom aanval van sy rug af te kry, en die volgende oomblik toe besluit hy om net op te vlieg. En aanhou op, tot op die punt waar die arend dit kon maak, maar die kraai nie meer nie. Die kraai kon nie so hoog soos die arend vlieg nie, so toe iewerste, toe los die kraai. En sien, as ek en jy wil ontslaa raak van hierdie lewe en die goed wat ons aanval, as ek en jy ontslaa wil raak van hierdie hou vas wat sonde op ons lewe het, van die kloue van die vyand in ons, is daar een ding wat jy kan doen. Gaan op Jerusalem toe. Vlieg op soos die arend. Hou aan hoër gaan. Hou aan in 'n dieper verhouding met God en gaan, want dit is al hoe jy ontslaa raak daarvan. Maak nie saak van waar of jy kom nie. Jy sal altyd opgaan Jerusalem toe. Nou by die skaappoort vers 2. By die skaappoort in Jerusalem is daar 'n bad in Hebreëus Bethsata, of julle sou dit ken van julle vertaling sê die bad van Bethesda. Genoem met 5 pilaargange. Nou hierdie is dieselfde poort, die skaappoort, waardeur die offers in die stad ingebring word. So onthou julle, ons het heel in die begin van die boek gesê, toe Jesus die tafels omgegooi het, was dit omdat die mense van ver af geloop het met hulle offers Jerusalem toe, en dan kom hulle daar, dan keer die priesters dit af, dan sê hulle nee, maar jy moet nou van hierdie koop, hulle is pre-approved. Man, FNB like so a pre-approved message. You've been pre-approved for a person alone. Dis wat die Jode gedoen het. Hulle sê hierdie is pre-approved. Julle kan hulle net vat. In elk geval. Hier is dieselfde poort waardeur hulle die offer sou inbring, die skaappoort, want wat buite die poort gebeur het is hierdie offer sou eers gewas geword het en gereinig geword het. Nou dit was 'n poort wat die mense van status dan nou maar eintlik so bietjie vermy het. Hulle het nie regtig by hierdie poort ingegaan nie, en julle sal nou sien hoekom, want naby hierdie poort het 'n klomp siek en onrein mense gelê. En alhoewel die statige mense hierdie poort vermy het, as ons nou
bietjie terugdink aan die storie van Jesus by die put, sien ons dat Jesus het 'n ander plan as enige ander statige man. Jesus het die volle mag gehad om die statigste persoon in Israel te wees, in die wêreld te wees. Maar Jesus kies sy doel bo sy status. Hy kies redding bo gemak. Hy kies om iemand te verlos bo om homself te bevredig, om vir homself vrede te bewerk. En ek dink dit is iets wat as ons bietjie Jesus se lewe gaan bestudeer, is dit iets wat ons al hoe meer gaan raak sien, en ek dink dit is iets wat ons al hoe meer moet begin beoefen. Want ek dink ons hou onsself terug van soveel goeie werk vir die Here doen, want dit pas nou nie eintlik by die leefstyl wat ek vir myself beplan het nie. Ek is nou nie eintlik die persoon wat by vreemde mense wil gaan sit en koffie drink en vir hulle. Dit is nou nie. En ek was ook nie eintlik lus om hulle na my huis toe te nooi nie. So ek gaan maar net mense vir my. Dis nie wat Jesus doen nie. Jesus se hart is nie by status nie, sy hart is by redding. En net so sterretjie, net so pluspunt. Ek vermoed hierdie is bietjie voorspelling aan Jesus se kant. Die poort waarby die offers ingebring word, is die poort waardeur Jesus instap. Amper as 'n, die Engels noem dit foreshadowing, van wat gaan gebeur. Die finale offer, die groot offer, die perfekte lam, kom deur die skaappoort in. Alhoewel hy nog nie op die stadium geoffer sou word nie. Maar sien die tweede gedeelte van vers 2 sê, is daar 'n bad in Hebreëus, Bethsada of dan nou Bethesda, genoem met 5 pilaargange. Nou ek wil hê julle moet net in die agterkant van julle koppe hierdie ding hou. Onthou net hierdie een ding. Hierdie hele beeld, die hoofteorie rondom hierdie teksgedeelte, is dat die bad en die 5 pilaargange en die mense wat daar lê en alles wat Jesus daar doen, is hy besig om die Jode eintlik aan te spreek. Jesus is nie eintlik by die bad besig om die siekes aan te spreek nie. Hy's indirek besig om die Jode aan te spreek. En alles wat ons hier sien, kan ons amper 'n lyn deurtrek na hoe die situasie met die Jode was, waardeur hulle gegaan het, wat in hulle lewens aangegaan het, hoe hulle geglo het. So, kom ek verduidelik vir julle. En dit het baie te doen met die toestand van Israel. Sien, nommer 1, die skaappoort verteenwoordig die offers wat Israel bring. Israel het hierdie mentaliteit ontwikkel, dat al wat ek op die ou einde hoef te doen, is om 'n offer goed genoeg te bring, dan sal ek okay wees. Die ander ding wat ons sien, is dat hierdie poort waarby Jesus besluit om in te stap, is 'n bad met 5 pilaargange. En wat 'n fees het ons gesê is dit? Pinksterfees, waar hulle wat vier? 5 boeke van die Ou Testament, die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Sien, later manuskripte, en ons gaan nou daarby uitkom, voeg by dat tydig en ontydig was daar 'n engel gewees wat die bad geroer het. En ons sing daai liedjie, spring in die bad van Bethesda. Ken julle hom? Die bad word geroer. Ek weet dit is baie bekend in die Kleerlingkerke. Ek weet ek was in 'n paar tentkerke waar jy 45 minute aan een kan jy die bad van Bethesda roer. En dan begin die mense so om die banke hardloop. Dan roer hulle nou die bad. Maar wanneer die bad wat dan nou sou sê in van die later manuskripte gesê was, julle sal sien, ons gaan nou daaroor praat, van julle Bybels as julle nou oopmaak, sal julle sien jou vertaling spring van vers 3 af na vers 5 toe. Kyk gou of julle dit sien. Daar's nie 'n vers 4 nie. Het hy een? Daar's van hulle wat nie 'n vers 4 het nie. Het jou 'n 4? Met 'n nommer. Okay. Die 2020 het nie 'n 4 nie. Want Dis hoekom jy die 53 moet lees. Nee, ek grap. Wat hulle dan nou sou sê is as hierdie engel kom en hy roer die bad.
Dan begin die water so borrel en dan die eerste persoon wat in die water spring, sal dan nou genees word. En daarom sien ons die rede vir die mense in die volgende vers. So eerstens die skaappoort verteenwoordig die offers wat Israel bring, die mentaliteit wat hulle het dat 'n offer alles sou fix. Die 5 pilaargange verteenwoordig die Torah wat hulle aan vashou en so vier. En dan vers 3 sien ons in die pilaargange het 'n groot aantal siekes gelê, blindes, krepeles en verlamdes. Hierdie siek mense verteenwoordig die Jode. Die Joodse toestand, die toestand van die nasie. Die verskil tussen hierdie mense en die Jode dan nou eintlik is hierdie krippel, siek en verlamde mense, weet hulle is krippel, siek en verlam. Die Jode het nie 'n idee die toestand waarin hulle is nie. Die Jode het so afvallig geraak, so weg van God se teenwoordigheid afbeweeg, dat ons lees tussen Maleagi en Matteus, was daar 400 jaar se stilte, waar God niks gesê het nie, met niemand gepraat het nie. En toe verskyn Johannes vir die eerste keer op die toneel, en na 400 jaar, wat niemand niks van God gehoor het nie, begin hulle weer hoor. Nou hierdie siek mense lê in die gange van die bad, soos die Jode op die Torah lê. En as dit nog nie vir jou sin maak nie, hou net by, ek praat myself, en ek het myself heel de mekaar gemaak, maar ons gaan by 'n punt uitkom. Want sien, soos wat die siek mense afhanklik is van die bad en van die pilaargange om hulle te beskik en om hulle veilig te hou, so het die Jode staat gemaak op die bad en die gange en die siek mense op die bad en die gange en die Jode op die Torah om hulle te red. En tot 'n baie groot mate toe sien ons die kerk van vandag in min of meer dieselfde toestand. Hoekom sê ek dit? Want soos die bad hoop gegee het vir die siekes en die Torah hoop gegee het vir die Jode, net so gee ons tradisies en die dinge waaraan ons so vashou, en die klein goedjies en die maniertjies en ons sing net Afrikaans of ons sing net Engels of ons sing net koortjies, hierdie goedjies waaraan ons vashou, gee vir ons hoop. Ons dink wanneer ons net die sisteem volg en die tradisies onderhou, dan sal ons okay wees. Dis wat die siekes by die bad gedink het. Hulle het gesê, as ek tog net hier lê en ek kan een of ander tyd eers in die bad kom, sal ek okay wees. Die Jode het gedink, as ek net die Torah kan onderhou, as ek net al hierdie reëls kan volg en seker maak ek doen wat die Fariseërs sê, dan sal ek okay wees. Dis nie iets om op te hoop nie. As Suid-Afrika môre besluit dat ons is nie meer 'n Christen nasie nie. As hulle môre moet besluit dat ons kan nie meer kerk toe gaan nie. As hulle môre besluit dat jy nie meer in die publiek jou praise and worship liedjies kan sing of jou koortjies kan sing nie. As hulle môre besluit jy kan nie meer in die publiek bid nie. Wat gaan van jou oorbly? Want as jou geloof dan ineenstort, dan het jy 'n probleem. Dan is jou geloof gebou op 'n klomp tradisies. Jou geloof is gebou op elke Sondag kerk toe gaan. En om praise and worship saam met 'n klavier, 'n drom en 'n gitaar te doen. Jou geloof is gebou op wat die pastoor gesê het en waar ek sit in die kerk. Jou geloof is dan nie gebou op 'n verhouding met Jesus Christus nie. En dis wat Jesus hier die Jode mee kom konfronteer. Hy kom konfronteer hulle op hierdie punt. Julle het te veel vasgehou aan die wet en julle het God gemis. Nou die rede hoekom sekere vertalings hier nie 'n vers 4 het nie, is want daai gedeelte oor die engel wat die bad roer, was later eers bygevoeg. Iemand anderste wat ook daar was of by oupa of ouma gehoor het dat daar was 'n engel wat die bad geroer het iewers te besluit, ek gaan hierdie vers hier insit want dit was so. So daarom is daar baie vertalings wat vers 4 net uitlos, want as jy teruggaan tot by die oorsprong, was hy nie daar gewees nie. Verstaan julle dit?
Okay. Vers 5. Daar was 'n man 38 jaar. 'n man wat 38 jaar aan sy siekte gely het. Nou wil ek vandag net hier vir julle pos. Hier kom nog 'n vergelyking. Jesus identifiseer hoeveel mense? Nee, 38 jaar. Hoeveel mense identifiseer hy? Een persoon. Toe Moses op die berg staan en vir God sê, hierdie is my volk, hoeveel volke het hy geïdentifiseer? Uit al die volke wat daar was, identifiseer hy een volk. Die beste van alles is, hierdie man lê 38 jaar siek. Raai, hoe lank was die Israeliete in die woestyn gewees voordat hulle beloofde land toe gegaan het? 38 jaar. Ons rond dit af 40 toe, of rond dit op 40 toe. Hoor wat sê Deuteronomium 2 vers 14. Dit sê, die tyd wat dit geneem het van dat ons van Kades Barnea af weggetrek het, totdat ons deur die Siredal getrek het, was 38 jaar. Toe was daar nie meer een van die hele geslag kruismanne in die kamp oor nie. Dit het gebeur soos die Here dit met hulle in 'n eed bevestig het. 38 jaar. Toe is daai mense wat gestuur was, onthou, toe hulle die beloofde land gekom het, toe kom hulle terug, toe sê hulle, nee, ons kan nie gaan nie. Toe sê God, werklik, hierdie hele generasie sal uitsterf voordat iemand in die beloofde land ingaan, behalwe Joshua en Caleb. 38 jaar. So Jesus is besig om hierdie koneksies na die Jode toe te trek, en ek dink iewers het een van die fariseërs die koneksie gemaak, en hulle begin toe nou so bietjie in die gesig gevat voel. Vers 6. Toe Jesus hom daar sien lê, bewus daarvan dat hy reeds lank siek is, vra hy hom, wil jy gesond word? Is dit nie 'n bietjie 'n ongemaklike vraag om te vra vir 'n man wat nou al 38 jaar daar lê nie? Sien hierdie vraag wat vir baie mense wat aandagtig die woord lees, hulle koppe so bietjie laat krap. Hierdie man lê daar nie omdat dit vir hom lekker is nie. Hy's nie op vakansie daar nie. Hy lê nie daar want die geselskap is lekker nie. So hoekom vra Jesus vir hierdie man, wil jy gesond word? Want die antwoord is mos nou eenvoudig. Ja, ek wil. Natuurlik wil ek gesond word, dis hoekom ek hier lê, dis hoekom ek by die bad wil uitkom, want ek wil gesond word. Jesus vra nie omdat hy wil moeilik wees nie. Sien ons kultuur vandag, wanneer ons dit lees en wanneer ons The Chosen kyk, dan ons kultuur en ons denkwyse sê vir ons dat dit moet sarkasme wees. Daar moet 'n bietjie sarkastiese opmerking in daai vraag gewees het, maar dit is nie Jesus se houding teenoor mense gewees nie. Jesus het mense 100% lief gehad. So wanneer hy om die vraag vra hy om die vraag uit liefde uit. Jesus vra die man, wil jy gesond word, omdat hy weet die man lê al so lank hier. En hy steen teen al moedeloos en hopeloos. Ek weet nie wie van julle het al daai episode in The Chosen gekyk nie, maar ek dink dit beeld dit so mooi uit. In die begin is die man ywerig om uit die bad uit te kom. Man, hy trek homself nader en hy skuur nader. En dan sien jy soos wat die tyd aangaan, raak hy al hoe meer moedeloos en al hoe meer hopeloos en en dan spring hy nie eens meer op as die bad roer nie. Hy lê nou maar net hier want dit is waar sy maatjie is. En die vraag wat Jesus hom vra, is nie sarkasties nie. Is nie om moeilik te wees nie. Is nie om iets in sy gesig te wil druk nie. Hy vra hom hierdie vraag want hy wil hê die man moet 'n perspektief skuif kry. Het jy al iets Hoe kan ek dit nou mooi sê? Het jy al iets aangejaag? En dan vra jou onderwyser of jou ouer vir jou, so? Is jy nou trots op jouself? En dan het jy daai oomblik van besef jy aan die binnekant van, nee, ek is nie. Ek is nie trots op myself nie. Of het jy nou gekry wat jy wil hê? En dan dink jy, nee.
sien ek dink dis die gevoel wat Jesus by hierdie man wil laat besef. So kom ons kyk wat is die man se antwoord in vers 7, want dit gaan vir ons 'n idee gee van wat in hierdie man se gedagtes aangaan toe Jesus hom die vraag vra. Vers 7 sê: Die sieke het hom geantwoord: Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit wanneer die water geroer word nie. En terwyl ek nog besig is om nader te gaan, gaan iemand anderste voor my in. Waarmee antwoord hierdie man Jesus se vraag? Met verskonings en verhinderinge. Die man se antwoord ontbloot sy totale afhanklikheid van die bad. Weereens, onthou die koneksie wat Jesus trek na die Jode toe. Hierdie man verteenwoordig die toestand van die Jode. Die Jode is so vasgevang in die wet, so vasgevang in die Torah, in die eerste 5 boeke, dat hulle mis amper God wat voor hulle staan. Nie amper nie, ons sien dat aan die einde van Jesus se lewe, het hulle hom heeltemal gemis. Hierdie man ontbloot sy afhanklikheid, en hy antwoord met verskonings en verhinderinge. Ek het niemand om my te help nie. Ek kan nie self nie, en wanneer ek daar kom, is daar ander mense wat voor my inspring. Doen ons dit nie ook so baie nie? Ons dink aan 'n klomp verskonings oor wat ons terughou. Ja, maar my ouers het nooit genoeg geld gehad om my te stuur universiteit toe nie. Ja, maar ek het nie in die kerk groot geword nie. My man of my vrou wil nie saam met my kerk toe gaan nie. Ek het nie genoeg tyd nie. Sien, Jesus vra eintlik nie vir die man of wil hy nie, hy vra vir hom, wat is jy bereid om te doen om genesing te kry? Wil jy werklik genees word? Dis nie 'n ja of nee vraag nie, dis 'n dink daaroor vraag. Wil jy? Want as jy wil, gaan jy nie verskonings en verhinderinge hê nie. As jy wil, gaan niks jou stop nie. As jy wil, gaan daar niks in jou pad staan nie. Wil jy genees word? En dalk, dis my opinie, julle kan dit in hakies daar sit, dalk moes hierdie man net sy eie verskonings hardop gehoor het, om te besef hoe dit klink. Daar's niks so ontnigterend om net 'n bietjie na jouself te luister nie. Het jy al 'n dag gevat en gesê, ek gaan attent wees om te luister hoe ek praat. Ek gaan attent wees om op te let oor hoe ek optree. En dan kom jy agter hoe baie nonsens jaag jy eintlik aan. Hoe baie kla jy in een dag? Hoe baie verskonings dink jy uit in een dag? Hoe baie keer doen jy nie die regte ding nie op een dag? En dalk moes hierdie man net op daai punt kom om sy eie verskonings te hoor, om te besef. 38 jaar langs hierdie bad en ek het my tyd gemors. 38 jaar het ek hierdie mentaliteit gehad, hierdie houding gehad, dat ek moet net by die bad uitkom, die bad is alles, die bad is die enigste ding wat my gaan help, ek moet in die bad kom, daar's niks anders as die bad nie. 38 jaar het ek my tyd gemors, langs die bad, en die bad was nie die antwoord nie. Nou om 100% regverdig te wees, vir die man was dit al wat hy geken het. Maar sien, vir my en jou iewers moet ons oë oop gaan. Daar's 'n ek dink is 'n Engelse gesegde wat sê idiocy is doing the same thing over and over again and expecting different results. Wil jy in daai klas val? Of wil jy iewers die siklus breek en sê, man, my lewe maak nie sin nie. Ek is besig om my tyd te mors. Iewers is ek vasgevang in 'n siklus van slegte besluite en slegte omstandighede en slegte goed wat met my gebeur en siekte en sonde en al hierdie goed. Iewers moet ek hierdie siklus breek. Iewers moet ek iets anders te begin doen. Maar ek en jy moet besef dat ons oë moet oopgaan. Ons kan nie vir 38 jaar dieselfde ding doen nie. Die Jode het nou al hoeveel honderde jare vandat hulle in die beloofde land is,
elke keer dieselfde fout gemaak. God sê, ek sal julle God wees. Hulle sê nee, ons soek 'n koning. God sê, maar julle verstaan nie, ek gaan by julle wees, ek gaan julle lei, ek gaan julle beskerm, ek gaan met julle praat deur die profete en die priesters. Nee, ons soek 'n koning. En dit was Israel se grootste fout. Want dan lees ons hoe koning na koning dit net slegter en slegter en slegter gaan met Israel. Koning na koning lei hulle in die afgrond in, want hulle kies om na 'n mens te luister. Hulle kies menslike oplossings. Dis waar kan jy die fout maak? Onthou julle wat het ons gesê is die tema lied van die hel? Sorry as jy 'n Frank Sinatra fan is, but I'll do it my way. Dis die vinnigste wat jy op 'n warm plek gaan opeindig. Ek gaan dit my way doen. Jy gaan vir 38 jaar lank se bad lê en op dieselfde plek opeindig. Vers 8 sê vir ons, Jesus sê vir hom, staan op, tel jou slaapmat op en loop. Nou, as jy die Bybel lees en jy het Chosen gekyk, dan is hierdie 'n baie inspirerende oomblik. Ja, dit is die oomblik waar die man oorwin en hy gaan dit doen. En ja, staan op en loop en ons raak so opgewonde, maar sit jouself vir 'n oomblik in hierdie man se skoene. Dan is dit bietjie intimiderend. Ek lê nou al vir 38 jaar hier, dit is nie net van opstaan en loop nie. Ek is seker daarvan, in daai 38 jaar het hy iewerste gesit en vir sy tone gekyk en seker 'n halfuur spandeer net om te kyk, dalk beweeg hulle nie. Kom nou. Hy moes al probeer loop het. En nou kom hierdie man en hy sê vir hom, staan op. En nie net staan op nie, tel jou mat op en loop. Kan jy vir jouself indink, hoe moes hierdie man gevoel het? Dit kan nie so maklik wees nie. Dit kan nie so eenvoudig wees, soos doen dit net nie. Ek is al vir 38 jaar siek, en nou sê hierdie man vir my, staan op, tel op jou mat en loop. Sien, ons almal het uitdagings. Want net soos wat hierdie man by die bad 'n ewebeeld is vir die Jode en hulle toestand en hulle hou vas en hulle totale hoop op die wet, net so is dit 'n ewebeeld vir my en vir jou. Ons sit almal met ons eie uitdagings. Die goed wat nou maar net aanvaar het. Dis nou maar arme ou ek. Wat is daai rympie van die blik wurms? Iets van, dan gee my 'n blik wurms en elfval. Ek is te jonk om dit te onthou. Daai ene. What's it? Nobody loves me, everybody hates me. I'm gonna eat some worms. Ons het daai gevoel. Ek kan nou maar net deur die lewe gaan, niemand hou van my nie, almal haat my, ek gaan nou maar net wurms eet. Ons almal sit met hierdie uitdagings en ons raak moedeloos en ons aanvaar dit nou maar net. Weet jy wat gaan dit kos om uit daai gat uit te klim? Om uit daai situasie uit te kom. Weet jy wat gaan dit vat om uit daai mentaliteit uit te kom? As jy gaan die een ding moet doen wat jy dink onmoontlik is. Jy gaan met God moet praat. En wanneer hy met jou gaan praat, gaan hy hierdie uitdaging voor jou sit. Hy gaan sê, doen dit. En dan gaan jy hom antwoord en sê, nee, Here, is nou al 38 jaar, ek kan nie opstaan en loop nie. En dan kom ons met ons verskonings. Jy gaan iets moet doen wat jy nooit sou dink om te doen nie. En in een sinnetjie wat Jesus met hierdie man praat, verlos hy hom van siekte, van afhanklikheid, van tradisie, van 'n slegte selfbeeld. Hoekom doen Jesus dit dan nie vir ons nie? Hoekom kan ek nie net in 'n oomblik ontslaa raak van alles wat my pla nie? Want sien, ons sukkel om soos die man te wees. En die volgende vers gaan vir ons sê hoe die man opgetree het. Maar kom ek sê vir julle,
Wat doen ons? En ek sê ons hierby, want ek sit in dieselfde bootjie as julle. Ek sit op dieselfde see en dieselfde storm. Ons ignoreer die Here se stem of ons stry met die opdrag. Dis net te groot vir my. As ek vir die Here vra, Here help my uit hierdie situasie, Here my lewe moet verander, ek kan nie so aangaan nie. En die Here sê vir my, kry 'n Pajero en ry Lesotho toe. Dan dink ek nee, dit moes nou my eie gedagtes gewees het. Dit kan nie. Nee, ek dink ek moet bietjie gaan lê, iets is fout. Ek ignoreer of die Here se stem of ek begin met hom stry en sê Here, ek kan nie, ek het te werk. Here, ek kan nie, ek het 'n gesin vir wie ek moet sorg. Here, ek kan nie hierdie goed doen nie want dit gaan nie vir my werk nie. Here, ek het A, B en C nodig en dit is nog nie hier nie, so nee, dit kan nie so werk nie. Ons ignoreer dit of ons stry met dit. God sê vir Moses, tel op jou staf, steek jou hand uit oor die see en die water sal oopgaan. God sê vir Moses, neem jou staf, slaan die klip en daar sal water uitdam. God sê vir Abraham, jy's dalk 100 jaar oud, maar jy gaan 'n kind kry. God sê vir Maria, uit jou uit sal 'n kind gebore word, die verlosser van die wêreld. Jesus sê vir Martha en Maria, rol die klip weg, hy slaap net. Wanneer gaan ek en jy besef dat ons dien die God van die onmoontlike? Wanneer gaan ek en jy besef dat hy het jou nie gevra om hierdie goed te doen want hy het gedink jy kan nie, hy het jou gevra om hierdie goed te doen want hy weet hy kan. Hy weet dit is onmoontlik vir jou. Jy weet dit is onmoontlik vir jou. Soos ons op dieselfde bladsy is, aanvaar dit net. Want dis nie jy wat dit gaan doen nie. Ja, dit gaan jou voete wees wat stap en dit gaan jou hande wees wat werk en dit gaan jou mond wees wat praat, maar dit is deur die Gees binne in jou wat hy dit deur jou gaan verrig. Wanneer gaan ons ophou verskonings uitdink vir die goed wat God ons van vra? Wanneer gaan ons ophou stry met dit of dit net bloot ontken? Jesus sê vir die man, staan op, tel jou mat op en loop. En toe die man kies om te glo en te doen, verander sy hele lewe. Na 38 jaar wat hy in hierdie siklus vasgevang is, na 38 jaar wat hy nie bevryding kry van hierdie ding wat hom tuister en tempteer en hom moedeloos en hopeloos maak nie, na 38 jaar toe hy na die stem van die Here luister en nie net luister nie, maar hoor en nie net hoor nie, maar optree en doen, toe word hy vrygemaak. So is dit moeilik? Moet ek verduidelik? Wat moet ek en jy doen? Of is dit vanselfsprekend? Luister en doen. Vers 9. En dadelik het die man gesond geword, sy slaapmat opgetel en begin loop. Daardie dag was egter 'n Sabbat. Is dit nie elkeen van ons se begeerte nie om op daai plek te kom waar ons hoor God praat en ons doen wat hy sê en alles verander nie. Ek wil 'n eksperiment doen. Ek gaan jou 'n eerlike vraag vra en as jy die guts het, steek jou hand op. Steek jou hand op as jy voel, daar is niks wat in my lewe hoef te verander nie. Ek is happy net waar ek is. Ja, maar dis goed. Jy moet nog kan. Niemand van ons is waar ons graag wil wees nie. Niemand van ons is op die punt waar ek voel, man, my lewe het nou so uitgewerk dat alles is nou net oukei. Ek kan nou maar aangaan, die wêreld is 'n lied, die lewe is 'n lied en al wat ek doen is ek sing net lekker saam. Sien Jesus kom en hy praat met hierdie man. En die man kies om te reageer. En daar verander alles. Ek het eendag
'n pastoor hoor sê, ek kan nie onthou of hy dit vir my gesê het, of ek het net gehoor hoe hy dit vir iemand anders te sê, of wat was die storie nie. Maar ek dink die gesprek het gegaan, iemand het gevra, maar pastoor, ek hoor nie meer die Here se stem nie. Hy praat nie meer met my nie. Ek weet nie meer wat hy sê nie. Ek dink die Here ignoreer my of hy's kwaad vir my. En die pastoor het net gesê, "Wow, wag. Wat was die laaste ding wat hy vir jou gesê het?" En die persoon het so 'n bietjie gedink en gesê, "O nee, die Here het gesê ek moet so en so vergewe." En die pastoor vra hom, "En?" "Nee, maar kan nie, dis te moeilik." Sê nou maar doen dit, dan sal die Here verder praat. Hy het klaar vir jou gesê wat om te doen. So doen dit. Die storie gaan nie verander nie. Die opdrag gaan nie verander nie. As hy met jou gepraat het, doen dit, dan gaan hy weer met jou praat. Hoekom dink julle is vind Johannes dit belangrik om hier aan die einde van vers 9 te skryf? Daardie dag was egter 'n Sabbatdag. Is presies dit dan nie. Sien, Jesus het doelbewus hierdie man op die Sabbatdag genees, want hy het daarop uitgegaan om die Jode te konfronteer op hulle verkeerde denke. Hy het daarop uitgegaan om hulle te konfronteer op hulle verkeerde leefstyl. Hy het daar uitgegaan om hulle te konfronteer op alles wat hulle glo wat nie reg is nie. Sien, daar was seker goed gewees wat die Jode nie mag gedoen het op die Sabbat nie. Daar was 'n ellelang lys, onder andere mag hulle nie kos gemaak het nie. Hulle mag nie manna bymekaar gemaak het nie. Hulle mag nie sommer net enige plek gegaan het nie. Hulle mag nie gewerk het nie. Hulle mag nie 'n vuur aansteek nie. Hulle mag nie stokke bymekaar maak vir 'n vuur nie. Hulle mag nie swaar dra of iets in Jerusalem invat nie. Hulle mag niks op 'n donkie gelaai het nie en so aan en so aan en so aan. Hierdie wette het die Jode bymekaar gesit sodat hulle die een reël wat God vir hulle gegee het kan onderhou. Maar sien, hierdie wette wat God vir hulle gegee het, was om te sorg dat daar 'n dag is wat die Jode rus en net weer 'n bietjie hulle perspektief skuif na God toe. Hierdie dag was deur God ingestel om te sorg dat die Jode ten minste net een dag van die week aan hom dink. Ten minste een dag. En die Jode maak dit oor die wette en nie oor die God van die wette nie. Hulle raak so behep met ons moet hierdie reël volg en ons moet hierdie ding doen en ons moet daardie ding doen. Hulle het so ver gegaan as om te sê, een van die reëls is ons mag nie op die Sabbatdag ploeg nie. So as ek loop en my toon trek 'n lyn in die sand, dan het ek nou geploeg. Dan moet ek nou gaan offer. En hulle was slim geweest as hulle wou gaan. Een van die wette wat hulle gehad het is jy mag nie meer as 'n sekere afstand van jou huis af beweeg nie. So dan het hulle op klein kort plekkies, baie strategies vir hulle net so klein huisie gebou en gesê hierdie is my huis. So dan loop hy van huis, staan hy net daarna. Ek's by my huis, so nou mag ek weer so ver. Hulle raak so behep en so vasgevang in al hierdie reëls dat hulle God heeltemal mis. God sê ek stel die reëls en ek stel die Sabbatdag in sodat julle kan rus en aan my dink en nou maak julle dit 'n klomp reëls en 'n klomp goeters en julle mis my in elk geval. En dit is wat Jesus kom konfronteer by die Jode. Sien ons trap nie net met een voet nie, sommer met al twee voete in dieselfde stryk. Ons spring in hom in. Ons maak dit oor hoeveel keer ek by die kerk gesien word. En ek moet kerk toe gaan want dis wat ek moet doen. En ek moet elke dag Bybel lees en ek moet elke dag bid want dis wat ek moet doen. En ek moet my tiendes gee want dis wat ek moet doen. En ek moet vir die armes sorg want dis wat ek moet doen. En ons niks verkeerd daarmee nie, jy moet hierdie goed doen, maar moenie die God mis vir wie jy dit doen nie. Moet dit nie doen vir hoe jy lyk in die samelewing nie. Moet dit nie doen vir die aansien wat jy van mense af gaan kry of die kommentaar wat die pastoor gaan hê oor jou gereelde bydra of gereelde bywoning nie, want jy mis dit dan heeltemal.
Moet dit nie doen vir die reëls en die wette nie. Doen dit vir die God van die reëls. Ons maak dit so vinnig oor die wette en die tradisies en die goed, dat ons mis die God van die wette. Vers 10 sê, die Jode sê toe vir die man wat genees is, dit is Sabbat. Dit is nie vir jou toelaatbaar om jou slaapmat te dra nie. Onder andere een van hierdie reëls, jy mag geen las gedra het nie. So die man mag nie sy slaapmat oprol, optel en loop nie, want hy mag niks dra nie. Sien, die Jode was so behep met die reëls gewees, dat in plaas daarvan, om op te spring en te juig, want hier is 'n man wie God genees het. Wat sê Jesus? Ek doen net dit wat ek my Vader sien doen. So, wanneer Jesus hierdie man genees het, en direk het God hierdie man genees, so in plaas daarvan dat die Fariseërs opspring en hulle hande in die lug gooi en sê halleluja, hierdie man is genees, besluit hulle om vir hom pak slaag te gee, want hy het sy mat opgetel. Hulle wil hom pak slaag gee, want dit is onaanvaarbaar om iets te dra op die Sabbatdag. Hulle was so behep, en hier is 'n Engelse gesegde, maar my werk in Afrikaans ook. Hulle was so behep met die letter van die wet, dat hulle die gees van die wet gemis het. Sien, daar was 39 opgemaakte reëls om een reël te onderhou. 39 reëls wat die Jode bymekaar gesit het om seker te maak dat hulle die Sabbat onderhou. Maar hulle mis die gees van die wet. God gee vir Israel die wet sodat hulle naby aan hom moet kom. Hy gee vir hulle die wet sodat hulle heilig moet leef. Sodat hulle 'n volk moet wees wat sal uitstaan bo die ander volke. Dat hulle 'n volk soos 'n stad op 'n berg sal wees wat geen mens kan wegsteek nie. Dis hoekom hy vir hulle die wet gee om tyd saam met hom te spandeer en om te rus en om verkoop te word. Sien, as die wet werklik op hulle harte was, en as hulle die gees van God werklik verstaan het in die wette, dan sou hierdie wonderwerk vir hulle baie meer verkoeking gebring het, as wat rus sou doen. As jy 'n genesing beleef, 'n werklike genesing, 'n ou wat uit 'n rolstoel uit opstaan, of 'n ou wat se been groei en hy word gelyk, of kom ons gaan so ver, as jy met jou eie oë sien hoe iemand uit die dode uit moes opstaan, man, ek dink vir die volgende paar maande hoef ek nie te rus nie. Hulle sou soveel meer verkoeking beleef het as hulle net God raak gesien het in die wonderwerk. Hoor wat sê Markus 2 vers 27. Hy, Jesus, het ook vir hulle gesê, die Sabbat is gemaak vir die mens en nie die mens vir die Sabbat nie. Die rusdag is vir jou gemaak om te gebruik, om te rus en om naby aan God te kom. Jy is nie gemaak om onderdanig aan die Sabbat te wees nie. Jy is nie gemaak om al die reëls en die goed te volg nie. Jy is gemaak om die Sabbat te gebruik om naby aan God te kom. Nou het julle dit omgedraai en nou gaan dit oor die reëls en ek moet die Sabbat onderhou want anders gaan ek dit nie maak nie. Julle mis dit. Vers 11 en 12 sien ons die finale perspektief van die Fariseërs. En ek wil hê ons moet dit oopbreek, maar kom ons lees dit eers. Vers 11 sê, maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het vir my gesê, tel jou slaapmat op en loop. Hulle het hom gevra, wie is die man wat dit vir jou gesê het, tel jou slaapmat op en loop? Kan ek vir julle 'n voorbeeld gee? In vandag se terme, van hoe dit sou gewees het, met hierdie situasie met die Fariseërs en die man. Kom ons sê byvoorbeeld Sondag of 'n Saterdagoggend, watter een ook al jy bietjie later lê as gewoonlik, hopelik nie 'n Sondag nie. Maar kom ons sê jy besluit nou die een Sondag of die een oggend om bietjie in te lê, bietjie laat te lê, en jy wag tot die son jou uit die bed uit bak. Maar jou buurman, Frikkie, kom ons noem hom Frikkie, is verlam van die nek af onder toe. Hy lê elke dag, heeldag in die bed. Nêrens heen om te gaan nie, kan niks doen nie,
En die oggend wat jy nou besluit om bietjie laat te lê, word jy wakker van die gedreun van 'n grassnyer wat jou vensters laat skud. En heel kwaad spring jy op, storm in die gang af. En ja, sluit die deur op en jy hardloop uit en kyk oor die hek. En daar sien jy Frikkie staan en stoot sy grassnyer. As jy 'n normale mens was, het jy uit jou vel uitgespring. Sommige bo oor die heining gespring en gesê, Frikkie, wat gaan aan? Jy loop. Dis 'n wonderwerk, vertel vir my wat het gebeur, hoe het jy hier uitgekom? As jy 'n fariseer was, het jy geskree, ag nee man Frikkie, ek wou nou net vanaand bietjie of vanoggend bietjie ingelê het. Nou besluit jy om vandag gras te sny. Dis wat die fariseërs gedoen het. Hulle aanskou 'n wonderwerk. En kies om te fokus op die reëls wat gebreek is. Hulle aanskou 'n werk van God. En kies om hierdie man pak slaag te gee vir die feit dat hy sy mat opgetel het. Sien, die fariseer het gedink dat as ons net die reëls onderhou, sal God vir ons goed wees. Man, ons as mense, daar's 'n rede hoekom die Bybel ons vergelyk met skape. Het jy al 'n dommer plaasdier teëgekom as 'n skaap? Ek is nou nie baie op 'n plaas nie. Wie het skape hier? Is nie baie slim diere nie. Dis 'n rede hoekom daar 'n herder saam met die skape moes beweeg het, want die goed loop sommer net van die klowe af en versuip in die riviere en gaan te kere. Die fariseërs sê, dis te moeilik vir ons om 'n verhouding met God te bou, want ons kan nie sien nie en ons hoor hom nie en so kom ons stiek maar by die reëls. Daar's niks anders as die reëls nie. Dis net die reëls, dis net die wette. Ons moet net dit doen. En hulle het hierdie verwagting dat almal in Israel, almal in Jerusalem, almal wat homself 'n Jood noem, moet inval by hierdie mentaliteit. Almal moet die reëls onderhou. Jy kan nie die reëls breek nie, maak nie saak wat dit is nie. As jy genees is op die Sabbat, sal jy daar lê tot die volgende dag toe, dan kan jy jou mat optel. Klink dit vir julle soos wysheid of insig? Dis dwaasheid. Dankie Tannie. En soos wat die fariseërs omgekrap raak, want die verwagting wat hulle gehad het van die volk word nou gebreek, word nou vernietig. So raak ons ook maar omgekrap. Wanneer God nie werk by die planne wat ons gedink het of ons gehad het. Die fariseërs het hierdie reëls, hierdie planne, hierdie verwagtinge dat dit is hoe dinge gedoen word, dit is hoe dit moet wees, dis die reëls, ons gaan aan met dit. Soos die fariseërs se drome en planne was dat almal die reëls wat hulle opgestel het moet volg. Net so stel ons wetend of onwetend vir God 'n klomp reëls op. Sê Here, dis hoe dit moet wees. Here, dis hoe ek dit wil hê. Here, dis wat moet gebeur. Here, U kan nie nou van my vra om hierdie ding te doen nie. Here, ek het net 'n Woensdagmiddag tussen 2 en 3 om gou-gou te doen wat U wil hê ek moet doen. Dit is my skedule. Here, ek werk van 8 tot 5. Ek kan nie van 8 tot 5 my aandag by U hê nie. Here, tussen 5 en 7 is familietyd. Here, sorry dan. En Here, van 7 uur af moet ek daarom net bietjie ontspan na die dag. So Here, dalk vanaand. En die Here is nie toegelaat om buite hierdie reëls op te tree nie. Fariseërs kan nie verstaan hoe God iemand sou genees op die Sabbat nie. Hy wat die toekoms en die verlede op dieselfde tyd sien. Hy wat die begin en die einde van iets bepaal. Hy wat die een is wat weet wat ons nodig het voordat ons dit besef.
Hoe wil ons vir hom 'n stel reëls gee? Ons moet eintlik elke oggend opstaan en sê, Here, ek is 'n blank canvas, 'n skoon bladsy. Here, die mense verwag van my om hier en daar te wees op hierdie tye. Maar Here, hierdie dag is U sin. En U bepaal my rigting. Nie sê waartoe ek moet gaan, wat ek moet doen en wat ek moet sê. Sien, ongeag wat die wêreld van jou verwag, ongeag die reëls wat hulle vir jou opstel, ongeag die dinge wat hulle vir jou kommunikeer oor dit is hoe dit moet wees en dit is hoe dit moet lyk, ongeag die stemme van mense wat teen die kerk is en sê dis nie nodig om kerk toe te gaan nie, ongeag die stemme van die wêreld wat sê jy dit nodig en daai nodig, ongeag die stemme van jou familie wat sê, man, ek wil nie eintlik nie, of ek doen nie eintlik hierdie goed nie, of ag man, los my uit, ongeag daai stemme, kan ons weer staat maak op die gees van God om leiding te neem. Kan ons weer die God van die onmoontlike vertrou, ten spyte van dit wat mense sê, ten spyte van die feit dat hulle sê dit is die Sabbat of nie die Sabbat nie, of wat ook al hulle aardse vleeslike redes ook al mag wees. Kom ons vertrou God. Kan ons die commitment maak om te sê dat ek sal doen wat die Gees van God vir my sê om te doen. Wanneer hy dit vir my sê om te doen. Maak nie saak wat die wêreld sê nie. Maak nie saak wat die fariseërs bepaal die regte ding is of nie die regte ding is nie. Amen. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, ons loof U en ons prys U vir U woord, Here, wat weer eens so in ons lewens ingespreek het, wat so akkuraat ons situasie opgesom het, liewe Here. Here, ek wil voor U kom kniel vanaand, Here, en namens myself, Here, wil ek kom bely en sê, Here, ek het soms toegelaat dat die vrees vir mense, en die vrees vir die wêreld, en die vrees vir die sisteme daar buite, my besluite beïnvloed, Here, bo dit wat U van my verwag het. Here, soms het ek gedink dat ek kan nie nou my stem lig en praat nie, Here, want wat gaan die mense nou dink? Here, ek kan nie dit doen wat U van my verwag nie, want dis vreemd en dit pas nie in by wat die wêreld sê ons moet doen nie. Maar Here, vanaand wil ek bid en vra, help my en help elke persoon wat hier sit, om ten spyte van die verwagtinge van die wêreld, te doen wat die Gees van God sê, om te reageer op wat die Gees bepaal, en om te reageer op wat die Gees wil hê, Here. Here, ons loof U en ons besef vanaand net weer eens hoe afhanklik ons is van U leiding, Here, en van die Gees. Here, ons gee aan U al die eer en al die lof, en ons bid al hierdie goed, Here, in U wonderlike en heilige en almagtige naam alleen. Amen en amen.